Dankie. Nee, is die eerste keer wat ek nou voor u staan die naweek, ek was agterkant gewees. Maar u het my bedien, terwyl ek aan u agterkante gestaan het. En die lieflike sang en die deelname, het ons almal se harte opgetel. En ek het nog gisterand gedink as ons begin, gaan dus nou eers so 'n bietjie voel, dan gaan dit so rukkie vat, want hier is so baie nuwe kampers, hulle moet nog leer om die ding te doen. Nou weet ek nie waar hulle dit leer nie, maar toe die tweede noot slaan, toe is almal in. En toe gaan dit dan lieflik, so prys die Here. En ek kan nou maar nie help nie, maar een van die mooi dinge vir my, bly nou maar om te sien, hoe party manne die ding doen. Daar is dan 'n broertjie hier so, kyk, ek gaan nou nie, ek het al een keer illustreer, maar ek gaan nou nie weer daaroor praat nie. Maar ek kan nou nie help om daarom te sê, ek het geoefen agter hom, ek staan agter hom, hy weet nie, dat ek oefen, dan kyk ek, hoe trap hy. Nee, sien ek, hy gooi hem so. Jy weet, maar dan sit hy iets extra by, hy gee nog so hoppie weer daarby. Jy weet, en dan sy arms het hy ook hier so 'n manier, en dan gooi sy kop weer hiernatoe, jy weet. Ja, maar ek is nie naby by nie, maar hy bly op ritme, hy doen hom presies reg. Daai man se oë is toe, ek sien hy lewe daar in die lieflike sang. Sê ek prys die Here. Maak nie saak of jy hom hierne toe gooi nie, en of jy hom soen toe gooi nie, of jy hom so gooi nie, aan die enetjie, hy staan so. Doen die dingetjie. Maak nie saak hoe jy hom doen nie, doen hom. En sing vir die Here. Is dit nie so nie? Nou goed, ek gaan vir u 4 stories vertel. Stories is altyd lekker goed, nie waar nie? Is lekker om te sit en luister, is nie ingewikkeld en moeilik nie. Alle mense hou van storieetjies, ons hou van storieetjies vandat ons kindertjies is. Nee. En groot mense hou ook vreeslik van storieetjies. Nou, ek gaan vir u 4 stories vertel. Die een man gaan ek sommer net so effens van vertel. 3 van hulle kom natuurlik uit die Bybel uit, die ander een kom nie uit die Bybel uit nie. Waarskynlik is dit stories wat u nie baie goed ken nie, al ken u die name van die mense redelik goed, veral Abraham. Nee, Abraham se lewe. En ek gaan net een teks oor hom lees. Die van u wat Bybels oop het, hoef dit nie nou oop te maak nie, maar net nou kan u oopmaak by Genesis 13, of u kan nou al u vinger daar sit. Maar ek wil net 'n teksie oor hom lees in Joshua, en dis waar my storie gaan begin. Nou, kom maar, as jy vra ouma, waar wil oom Christo met ons praat, dan sê ek, waaroor ek met julle wil praat, of broer, is die vraag, gaan jou lewe af, of gaan jou lewe op? Baie eenvoudig, nee, gaan jou lewe af, of gaan hy op? Ons gaan nou eers kyk na 'n lewe wat opgegaan het, alhoewel hy ook onder begin het, en waar hy toe geëindig het. En dan gaan ons kyk na 'n lewe wat taamlik hoog begin het, en toe gaan hy af. Dan gaan ons kyk waar hy geëindig het. Want die een wat opgegaan het 'n pad geloop wat ons almal kan loop, net op 'n ander manier, en die een wat afgegaan het ook 'n pad geloop wat ons almal kan loop. Nou, ergens is ons almal of op die pad van die een wat opgeloop het, of ons is op die pad van die een wat afgegaan het. Sien? Nou, Abraham, weet julle waar het Abraham begin? Here Jesus, ons dank u nou, want u is die lewende gees, en u gee gees en lewe aan mense, en ons nooi u heeltemal uit, kom in ons harte, kom in ons gedagtes, gryp ons vas, sodat ons vasgenaal is op wat ons hoor, en beweeg ons in ons binneste, terwyl ons luister. Dankie, prys u. Joshua 24 vers 2 sê, toe sê Joshua aan die hele volk, so sê die Here die God van Israel, oorkant die Eufraat het julle vaders van oudser gewoon, Tera, vader van Abraham,
en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien. Met ander woorde, Abraham het in sy lewe begin, nie eers soos julle nie, want ek dink, almal van julle wat hier sit, het begin met ouers of omstandighede, wat die enigste en die lewende God te dien, en nie afgode nie. Maar Abraham was ver agter, en ver onder ons, waar hy begin het, want sy pa en ma, en hy, saam met hulle, het afgode gedien, want hulle het God nie geken nie. Nou op 'n manier, die storie gaan ek kort maak, het die Here hom op 'n dag, soos aan my ook, het hy hom aan Abraham geopenbaar. En toe Abraham hom weer kom kry, toe ken hy die lewende God. En toe hy hom ontmoet, toe weet hy ken nou die lewende God. Daai ander was afgode. Hy het met die ware enige lewende almagtige God te doen. So seer dat hy hom totaal roep na 'n ander land toe, waar hy moet gaan woon. Hy's gehoorsaam dadelik en hy trek. Maar hy was skaars daar, toe stuur die Here 'n hongersnood oor sy omstandighede, en toe trek hy sonder om die Here te raadpleeg, en hy maak 'n ernstige fout, en hy trek af na Egipte toe, om daar te gaan kos haal. En hy lieg vir die mense daar, dat sy vrou is nie sy vrou nie, maar hy sê sy suster, so hy lieg. Terwyl hy die lewende God dien, ons moet strand gehoor, jy lieg en jy jok en jy steel, nee. Abraham, man van God, hy lieg. Nommer 2, toe Farao sy vrou inneem in die paleis in, toe stuur die Here verskriklike pla in die huis in, toe roep hulle naderhand vir Abraham in, want hulle het ook 'n geloof gehad, as dinge verkeerd loop, is dit die gode. Min wetende, dit was die lewende God. Hulle roep hom in, hulle sê, wie is jy, wat het jy aangevang, jy het gelieg, hierdie is nie jou suster nie, dis jou vrou, nou het hier allerhande kwaad in my huis ingekom, wat is soort God en godsdienst het jy? Daar bring hy die Here se naam in 'n skande. Hy bring die Here se naam in 'n skande, maar hy dien die lewende God, né? En hy maak soveel probleme daar in daai huis van die koning van daai land, dat hulle hom deporteer uit die land uit, hulle sit hom uit die land uit, soos ons mense van ander lande wat hier inkom, en kom kos haal, of kom geld maak, word dikwels, as hy nie hier mag wees, word hy uitgesit, gedeporteer, na 'n ander land, terug na Zimbabwe of Somalië. So sit hulle Abraham uit. Lyk dit te goed nie, hy het met die Here begin daaronder, nou loop hy met God, maar hy val alweer eind af en af en af. Daar vanaf het hy uit daai Egipte uit, het sy vrou 'n slavin saamgeneem, 'n Egiptiese vrou. En later het dit so gekom, toe sy eie vrou Sarah nie die beloofde kind kry wat God gesê het sy gaan hê nie, toe het hy nog vir hom op haar aandrang wettiglik, nie onwettig, daai tyd mag hy wettiglik, het hy vir hom haar slavin geneem as 'n vrou, om die kind nou voor te bring wat hy moet hê, anders het hy nie 'n nageslag nie. Dan kan al die goed nie gebeur wat God beloof het nie. En toe verwek hy 'n kind Ismael by Hagar, die slavin, dis 'n Egiptiese vrou, maar hy kind het dieselfde gees van Egipte in hom ingehad, as wat sy ma van Egipte af in haar gedra het. Toe het hy geweldige probleme in sy huis toe hy kind groter word, verskriklike probleme tussen hom en sy 2 vrouens en spanning en 'n bekleierery, en naderhand dreig sy vrou en sê, smyt daai vrou by die huis uit, en die kind, toe smyt hy die man, die vrou, daai vrou, en daai kind vir wie hy lief gehad het, by die huis uit. En God moes ingryp, geweldige spanning in sy huis, geweldige probleme, hy worstel met die Here. In Genesis 15 waar sy storie vertel word, het die Here vir plus minus 25 jaar nie aan hom verskyn nie, en toe God weer aan hom verskyn, toe verwyd hy hom, hy is kwaad vir die Here, was jy al kwaad vir die Here? Hy sê, hoekom bly jy so lang weg? Waar is daai kind wat jy vir my beloof het? Ek het nou geen kinders nie, die kind uit die vrye uit nie, ek het net 'n slaaf, is dit nou sy kinders of wie se kinders? En hy pak sy hart uit voor die Here, moeilik, vol emosies, ontevrede, verstaan nie God nie, klaar by hom. Lyk dit na 'n man wat besig is om op te gaan. Ja, hy was 'n man wat besig is om op te gaan. Want 'n mens kan opgaan deur al jou stryde en jou probleme en jou worstelinge met God en mense en al. Kan jy nog opgaan. Verder, daai kinders soveel moeilikheid onder mekaar gehad. Daai oudste seun was 17 jaar oud toe die werklike seentjie Isak gebore word. Dit was so geterg.
en gespot en verneder en met hom te kere gegaan en jaloers gewees. En dat tot in Galasiërs word daarvan gepraat. En van die vrouens. Dan het hy nog in elk geval van wie sy neef Lot, wat by hom gebly het, hierdie Abraham, wat nou weer 'n ander pad geloop het, en toe in 'n plaaslike klein oorlog betrokke geraak het, en toe deur die vyande weggevoer is, toe moes hierdie Abraham boonop sy eie mense, en hy is nie gewoon oorlog voer nie, maar hy het hulle daarom goed getrein, want hy het maar in 'n gevaarlike wêreld gelewe, en hy spring op sy manne, en hy voer 'n oorlog, en ook nog 'n strategie, wat nog nooit vir eeue nie gebruik is nie, en later erken is, as een van die beste oorlogsstrategieë wat jy kan kry. Maar hy spring in die onmiddellik met sy 300 en iets man en hy gaan red daai man terug. So Abraham het nie 'n maklike lewe nie. Dis van probleem na probleem. En ek gaan nou nie verder oor hom praat nie, maar net sê hy het met God geworstel en probleme gehad. Hy het met sy vrouens geworstel en verskriklike probleme gehad. Hy het met sy kinders geworstel en verskriklike probleme gehad. Hy het met homself geworstel en verskriklike probleme gehad. Maar hierdie selfe man het so hoog uitgestyg met al hierdie worstelinge en al, dat sy lewe het 'n profesie geword op die toekomstige geskiedenis van Israel. Hoef jy dit te verduidelik nie. Sy lewe het 'n profesie geword op die vaderhart van God. Sy lewe in verhouding met die beloofde seun Isak het 'n profesie geword van die toekomstige evangelie en van die lewe van Jesus Christus. En kan ek maar eindig om te sê, hy is die enigste man waarvan die Bybel sê 3 maal, en die profete ook later verwys, hy was die vriend van God. So hy het bo geëindig, en hy is die enigste man boonop nog, van wie die Bybel sê, hy is die vader van alle gelowiges. As jy vandag 'n geredde man is en 'n kind van God, jy 2 vaders, een is jou vader in die hemel, en die ander een is jou vader Abraham. Hoekom is jy jou vader Abraham ook jou vader? Nee, omdat Abraham was die eerste gelowige van wie God die model gemaak het vir alle ander gelowiges wat sou kom tot vandag toe. Vader Abraham is die model wat God geskep het uit 'n man wat heel onder begin het, wat nie die voorregte gehad het wat jy het om Christelik groot te word en met die Bybel nie, maar wat afgode gedien het en daarvan af moes begin en baie moeilikheid gehad het. Jy kan nie sê maar ek het moeilikheid en hy het nie moeilikheid nie. Hy het baie moeilikheid gehad, baie probleme gehad, baie stryd gehad met God en ander en homself. En uiteindelik het God van hom 'n model gemaak. Sy lewe was 'n profesie. Sy lewe was 'n preek. Hy het van onder begin, hy het bo geëindig. Tweede storie. Storie van Lot. Lot was sy neef. Toe hy na hierdie vreemde land toe trek Lot saam met hom. Nou kan julle hulle Bybels oopmaak, want ek gaan 'n stuk of 20 verse gou lees. Een vir een en verduidelik. As jy nie 'n Bybel het nie, sit maar net en luister mooi. En ek gaan nou nie skryf nie, want dan moet ek te veel omdraai. Ek sal net later iets teken. Ek kan dit dalk later op 'n transparant skryf en agterna gee as jy dit pause of iets wil afskryf. Kyk gou na Genesis 13 vers 10, ons begin daar. Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water was. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egipte land. Julle kan nie glo nie. Nou, daar het 'n ding gebeur tussen hom en hierdie man Abraham, wat deur God geroep is in. Hulle moes in die vreemde land gaan bly. En die ding wat gebeur het, daar was nie 'n plek vir hulle albei se vee nie. En so moes hulle uit mekaar uittrek, dat die een deel van die land vat, en die ander deel van die land. En toe gaan sê Abraham vir hom, Lot, kies jy maar, ek sal die ander stuk vat wat oorbly. Hy sê, kies jy maar. En Lot gaan, hy kry vir hom 'n lekker plek, kyk so mooi deur die land, en hy besluit, daai deel, daar is 'n groen vallei, en daar is baie vrugtebome boonop, behalwe die land wat ek dan aan daai deel kan kry. So ek kies dit. Daai deel lyk vir my, as ek terugdink, soos die tuin van Eden waar my voorvaders Adam en Eva ingewoon het. Verder herinner dit my sommer aan Egipte, daar waar ek laas was saam met Abraham. Daar het ek nou gesien, langs daai Nylrivier.
Daar doen hulle allerhande dinge, en dit lyk 'n lekker lewe. So ek kies daai Jordaanrivier daar onder met die vallei, maar daar gaan ek ook soos in Egipte. Hy sê daar, lyk nes Egipte, is 'n klein Egipte landjie. Ek gaan aan na my eie Egipte toe. Maar hy dink daarom in die tuin van Eden ook, by so verdeelde man was hy. Die probleem met Lot, sy stap 1, hy gaan 20 stappe neem hoe hy geval het. Hier is die eerste een. Hy het die wêreld bekyk met sy eie vlees oë, en toe kies hy dit wat vir hom die begeerlikste en die meeste wins bring, maar hy kies met die oë van sy natuurlike sintuie. Nou as jy net gaan lewe in hierdie lewe en alles wat jy doen en gaan kies met jou sintuie, met die uitgangspunt, dis lekker. Hierdie ding is lekker, ek wil hom nou hê. Hierdie ding is lekker, ek doen hom nou. Hierdie ding is lekker, ek drink hom nou. Hierdie ding is lekker, ek rook hom nou. Hierdie ding is lekker, ek doen dit nou. Dis wat jy doen as jy leef met jou oë. En dit was sy eerste val. En die tweede een staan dan sommer in vers 11 van hoofstuk 13, en Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies. Nou, ek het nou net gesê, die lewe is 'n keuse. Die lewe bestaan uit duisende besluite. Jy gaan vandag besluit, jy gaan môre besluit, jy gaan oormôre besluit, jy het besluit om hierheen te kom, jy gaan besluit om hierdie werk te doen, of daardie werk, of het nie te doen nie, of hierheen toe te reis, of daarna toe te reis, of hierdie vrou te trou, of nie te trou nie, of te drink, of nie te drink, of te eet, of nie te eet vandag nie, of verkeerde goed te rook, of nie te rook nie. Jy gaan kies, jou lewe lang, en as jy net kies met jou sintuie, gaan jy af, en af. Toe het hy weggetrek, is die volgende punt. In hy selfe versie. Nou wat is aan om weg te trek? Hy moes mos wegtrek. Want hy moes daar elders gaan bly. Daar was niks meer verkeerd om weg te trek, maar daar was 'n ander probleem. Hy het weggetrek van Abraham en nie met hom goeie kontak gehou nie. En Abraham was sy geestelike vader en beskermer. En te gewoon op 'n plek alleen waar hy nie met Abraham genoeg kontak hou nie. En toe kom hy in die moeilikheid. 'n Mens, as jy sê jy lewe vir God, dan moet jy kontak hou met geestelike mense. En met geestelike vaders, en met geestelike leiers, want jy dink jy kan op jou eie loop, maak jy verskriklike fout, dis jou volgende fout, dis jou volgende verkeerde keuse, jy kan nie alleen loop nie, jy kan nie alleen gaan bly nie, enige man wat alleen loop, kan jy nie vertrou nie, jy kan nie alleen loop nie, jy moet kies en naby jou geestelike mense bly, hoor jy dit allemaal? As jy op jou eie loop nadat jy by hierdie kamp was, en jy kom nie meer by die Christene uit nie, en die mense wat God te dien, gaan jy in die moeilikheid kom, dis jou volgende keuse, wat jou verder gaan laat val. Volgende een. Toe gaan woon hy in die land Kanaan, en hy het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek. Dis sy volgende fout. Daai woord woon beteken to dwell. Dit wil sê, hy het rond beweeg. Mens kan nie gaan woon in die stede nie. Wat gebeur het? Hy het afgegaan na die Jordaanvallei. Daar was verskillende dorpe en stede, soos hulle dan nou vertaal het. En het rondgetrek van die een stad na die ander. Hy dink nou aan Egipte se lekker dorpe en stede. En hy dog, ek sal kyk hoe lyk dit hier. So hy beweeg nou weg van sy geloofsgemeenskap daarbo by Abraham. En hy gaan tussen die stede van Sodom en Gomorra en nog 'n paar ander, Soar en nog 2 of 3. Hy reis tussen hulle rond en hy kyk die wêreld uit. Hoe lyk dit daar? Sien jy hoe verkeerd kyk hy? Hy het eers na die land gekyk en van ver gekyk, nou trek hy nader. Nou kom hy al nader. Volgende stap. Toe het hy sy tente tot by Sodom opgeslaan. Nou trek hy nie meer van Sodom na Gomorra, na Soar, na die volgende een toe nie. Hy het besluit toe, nee, maar Sodom is vir my die lekker stad. En hy gaan bly buite die stad, of aan die karavaanpark, en hy slaat sy tentjie daar op. Maar nou wil hy dieper in hierdie stad inleef, hierdie goddelose sondige stad, wil hy nou dieper inlewe. Hy slaat nou al sy tente op. Dit was sy volgende fout. Dan lees ons in hoofstuk 14 vers 12. 14 vers 12, hierdie woorde. Hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek,
want hy was in Sodom woonagtig. Hier kry hy nou al klare groot moeilikheid. En nou gaan dit al vinniger afdrand met hierdie man. Hy woon waar hy nie mag woon nie, want hy is 'n man van God. Hebreërs in die Bybel sê hy was 'n gelowige. Nou, hy woon waar hy nie moet woon nie. Mens kan op verkeerde plekke woon ook. Jy kan verkeerde vriende maak ook. Jy kan op verkeerde goed kyk ook. Mens kan verkeerde besluite neem. En terwyl hy daar woon, breek daar 'n oorlog uit in die Jordaanstreek. 4 konings teen 5. En die een klomp wen die ander klomp. En hulle gryp almal wat daar in die stede woon. En hulle gryp sommer vir Lot ook. En sy vrou en sy kinders. En hulle vat hulle almal weg. Dis waar Abraham het gehoor het en hom weer moes gaan red het. Hier maak hy nou groot probleme. Sy lewe is in gevaar, sy vrou se lewe is in gevaar, sy kinders se lewens is in gevaar. Manne wat verkeerde keuses maak, bring vir hulle vrouens ontsettende verleenthede. Manne wat verkeerde keuses maak, bring vernederinge oor hulle vrouens. Manne wat verkeerde keuses maak, bring hulle vrouens in spanning. Manne wat verkeerde keuses maak, maak dit hulle rondgepluk en geruk word, want die man bepaal die lot van die huis. En daarna, toe sy boon hom gevangen geneem, nou spring ons, nou een stuk 19 vers 1. Nog altyd in Genesis, ons was nou by 14, nou spring ons na 19 vers 1. En daar in 19 vers 1 lees ons die volgende. En in die 2 engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poorte van Sodom sit, en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan, en die engele genooi, wat soos gewone mans gelyk het, om by sy huis te kom woon. Daar staan Lot het gesit in die poorte van Sodom. Tevore het ons nou gewoon, hy het eers met tente buitekant gaan woon, toe trek hy in die stad in, hier staan het nou duidelik, dat hy aangekom en Lot het in die poorte gesit. Ja, ons het gesien, hy het toe binne in Sodom gaan woon, en nou sit hy in die poorte van die stad. Weet julle wat dit beteken? Dit beteken dat hy hom inwerk tussen die leiers, en saam met die leiers as 'n geëerde ouer man sit in die poorte van die stad. Dit was 'n gesiene plek, amper soos 'n raadsaal, of 'n bymekaarkomsplek van die leiers van so 'n stad, en daar sit hy saam met die goddelose mense. Salig is die man wat nie sit in die kring van die spotters. En nie, broer Pieter, hoe sê hy teks nou verder? 3 dinge wat jy nie moet doen nie, sê Psalm 1 vers 1. Jy moet nie sit in die kring van die spotters, jy moet nie saam met die sondaars gaan nie. Nee, op hulle pad loop nie, en dan eers kyk nie, en dan gaan sit jy later nie, en dan doen jy wat hulle doen nie. Dis presies wat Lot gedoen het. Hy doen wat Psalm 1 vers 1 sê, mens nie moet doen nie, want jy gaan moeilikheid kry. Nee, hy doen dit. Hy trek eers nader, dan gaan woon hy, dan gaan sit hy tussen hulle. So hierdie man wat 'n man van God is op 'n afdrandpad. Dis nie net goddelose mense wat op 'n afdrandpad is nie. Gelowige, geredde manne wat 'n keuse vir Christus gemaak het, maar daarna verkeerde keuses doen, omdat hulle nie geleer het om soos Abraham met die oë van God na dinge te kyk nie, maar met die oë van die vlees kyk, kan baie verkeerde keuses maak. En beland jy en jou mense in verleentheid. Ja, wat ons net nou, goed, ek slaan nou daar 'n bietjie in oor, ons gaan maar 'n bietjie verder in vers 5. Kom hier te nou, en Lot het na hom geroep en aan hom gesê, waar is die manne? Hulle het na Lot geroep, nee, wat vannag na jou huis toe gekom het. Maar, kom ons kyk net gou die agtergrond hiervan. Hy berei toe vir sy gaste, die engele, wat soos manne lyk, bak hy vir hulle koek en brood en sulke goeders, seker lekker chocoladekoek waarvan ek hou, of dalk melktert. Hulle het nog nie gaan slaap nie, toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel, jong en oud. Wat nou hier gebeur het, is blykbaar 'n klomp homoseksuele manne. En manne wat met welis leef onder mans. En hulle het gesien, hier is 2 gaste of vreemdelinge in hierdie stad, en hulle het besluit, hulle gaan daai vreemdelinge uit daai huis uithaal. En dan gaan hulle maak soos die manne in die tronke maak met die manne. Nee, hulle pleeg sodomie en seksuele dade en dwing hulle, rand hulle aan.
en dwing hulle om in onreinhede betrokke te raak. Dis wat hulle hier wou doen. So hierdie Lot is nou die man van God wat begin het op die hoogtes saam met Abraham en daar in die ruimtes en veiligheid gewoon het. Hy's nou hier tussen die gemors van die stad. Nou kry jy die moeilikheid. Want nou kom die goddeloses teen sy huis op. Né? En hy skrik so groot, ek weet nie of hy hierdie tyd geweet het, dis nou al engele wat by hom is nie, maar hy het geweet, dis heilige manne van God, en hy wil hulle ten alle koste beskerm, en dan doen hy 'n ding wat ek nie kan verduidelik wat hy presies doen nie, maar in vers 8, sê hy, maar toe maar, ek sal my dogters by die deur uitsit, dan kan julle met my dogters seksueel maak net wat julle wil, los net hierdie manne by my uit. Nou is hy al so in die moeilikheid, omdat hy gaan woon in Sodom, omdat hy met sonde speel, omdat hy met sy oë lewe, omdat hy nie naby die heiliges is nie, omdat hy die wêreld wil gaan ondersoek, omdat hy na Egipte verlang, die plek van die afgode, dat hy nou al sy dogter se lewens in gevaar stel. Ek kan dit nie verduidelik of verklaar nie. Dan kry ons in hoofstuk 9, in vers 9. In vers 9 gaan die ding 'n bietjie verder. Toe antwoord hulle, gee pad daar. Hulle sê, hierdie een het gekom om hier as vreemdelinge te vertoef en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man Lot aangedring en nader gekom om die deur van sy huis oop te breek. Nou raak arme Lot in 'n bekleierery betrokke. Daai manne sê, man, hou jy jou mond. Met jou wil ons niks te doen, en die man, jy behoort nie in hierdie stad nie, jy's 'n vreemdeling wat hier ingetrek het. Onthou julle die vreemdeling haat wat nou die dag in ons land uitgebreek het, toe die mense wat van die elders kom, almal hulle so aangerand en doodgemaak en uitgeskop het, nou gebeur het met Lot. Sê, man, jy's 'n vreemdeling, man, jy vat ons geld, man, jy doen ons werk, man, jy behoort nie hierdie, ons wil jou nou in die hande kry, vergeet die manne, ons breek jou deur af, man, kom hier so, slaat hom, steek hom, skop hom. Dis wat hier gebeur. En toe die engele van die manne wat by hom was in sy huis, het die manne met blindheid geslaan. Want Lot was nogtans 'n man van die Here, al het hy in sonde gelewe. En God beskerm hom. En red hom uit deur die manne met blindheid te slaan, en daar staan hulle. Nou kan hulle nie sien waar is die deur nie, en hoe moet hulle nou maak nie? Is net daar waar Lot wegkom. Dit gaan sleg met Lot. Want hy het nie gebly by sy oorspronklike keuse om te weet, as jy eenmaal vir die Here gekies het, bly kies jy in daai rigting, bly kies jy in daai rigting. En so, terwyl hy nog gedink het, hy gaan baie welkom wees, moenie dink die wêreld hou van manne wat hulle weet eintlik God te dien nie. Hulle hou nie, moenie dink jy kan jou gewild maak by wêreldlinge nie. Nee, jy sal of God moet los en jou rug draai op die Here Jesus Christus, as jy jou gewild wil maak onder die wêreldlinge. Maar as jy tussen hulle kom, en jy sê ek dien die Here, en jy bely die naam van Jesus, man, hou hulle nie van jou nie, hulle wil jou nie daarheen nie, want hulle hou nie van 'n man wat van die Here Jesus Christus praat nie. In vers 14 gaan dit nou nog weer 'n bietjie verder. Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy dogter sou trou. Sy 2 dogters staan nou al op troue, né? Hy sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns, soos een wat gek is keer. Wat 'n vernedering, dis nog 'n trappilaar. Daai was nog goddelose manne daar buite. Hy het nou 2 seuns wat met sy dogters wil trou. Hulle moet respek hê vir hulle aanstaande skoonpa. Jy moet respek hê vir jou skoonouers en respek betoon. Maar nou het Lot hom al so belaglik gemaak in die oë van hy skoonseuns wat beter gesien het as wat hy sien en wat hy aanvang en die moeilikheid wat hy oor sy vrou en sy kinders en hulle almal bring en oor homself, dat hulle nie meer respek en agting vir hom gehad het. So hy val nou so ver dat sy eie skoonseuns nie respek vir hom het nie. Dis tragies as jy so ver val, dat jou vrou nie meer respek vir jou het. Dis tragies as jy so ver val, dat jou skoonkinders nie meer vir jou respek het nie. Dis tragies as jy so ver val, dat jou bure nie meer vir jou respek het nie. Want respek is die laaste ding wat jy moet behou. Sodat jy kan sê, ek is 'n mens, ek is menswaardig, as iets in my, want ander mense respek gee vir my.
Hulle dink iets van my, hulle sien iets goeds in my, hulle kyk nog na my op, daar is iets mooi in my, iets wat hulle aantrek, iets wat hulle sien. Maar as jy dit nie meer het nie, jy het alles verloor, en niemand het vir jou respek nie, gaan jy ook nie meer respek vir jouself hê nie, dan is jy nou eers in die moeilikheid. Maar is nie sy einde nie, hy gaan nog laer. Vers 16. Maar hy het nog getalm. Nou kom die engele uit getalm. Nou kom die engele en hulle sê, luister, Lot, die ander engel, dit is die Here Jesus Christus as 'n engelvorm staan daar bo op die berge by Abraham. En hy is besig om te wys dat môreoggend as die dag breek, vernietig God al die stede in hierdie vallei. Almal van hulle gaan met vuur en swaal uit die hemel uit vernietig word. Dis die beste en die eerste simbool en profetiese gebeure van die feit dat daar 'n hel is en 'n ewige oordeel. Nee, die eerste uitbeelding in die Bybel, of die enigste, van 'n hel en 'n oordeel wat later oor die aarde gaan kom. Hier kom 'n oordeel oor Sodom en Gomorra. Daar gaan vuur en swaal uit die hemel uit neerreën, en Abraham staan intussen bo op die berg en sê, Here, as daar net 100 spaar die stad, as daar net 50 spaar die stad, as daar net 30 spaar die stad, as daar net 20 is, as daar net 10 is, ag, nog net eenmal, kan ek so stry met God, asseblief net 5. Dis die man wat opgegaan het, wat so pleit vir die stad, daaronder, sy eie neef wat langsom en by hom was, het so ondergedaal, hy is nou onder die manne wat gaan uitbrand, as God hom nie genadig is nie. En daar staan daar, na alles, talle my nog, hulle sê hardloop, die engele sê hardloop, dis amper dag gebreek, nou, enige oomblik val die vuur in die hemel, hardloop, Lot, wil jy jou lewe red, die oordeel van God is op jou hakke. Jy kan nie glo, mense met sonde kan speel, dan word hulle nog nie bang nie. Hoe hulle erger kan gaan, en nog erger, en nog 'n keer dronk drink, nog 'n keer mestik, nog 'n keer vloek, nog 'n keer oreer, nog 'n keer doen, en nog 'n keer, en die oordeel van God is op sy hakke, maar nog 'n keer, en hy tal hom nog, voordat hy sy lewe omkeer en na God toe kom. Maar is nog nie sy einde nie. Want in vers 24 tot 26 van daai hoofstuk staan, toe die Here die swaal en die vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here af uit die hemel, het hy hierdie stede aangekeer, en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede, en wat op die grond groei, nee, het hy hulle omgekeer. Almal wat woon in die stede, en alles wat op die grond groei, het God met die vuur omgekeer. En Lot se vrou het agter hom omgekyk, en sy het in 'n soutpilaar verander. Hoekom verander Lot se vrou in 'n soutpilaar? Want haar omkyk het haar hart openbaar. As sy God geglo het en God gedien het, het sy nie omgekyk, dan het sy vorentoe gekyk en gevlug. Maar toe sy omkyk, is dit 'n teken dat haar hart het gesit in Sodom. Sy was spyt om daar uit te hardloop. Sy was spyt om haar juweeltjies in haar huisie, en haar kombersies, en haar lakenkies, en haar kussentjies, en haar voetjies, en haar onwindjie, nou alles agter te laat. Spyt, want haar hart was verkleef in haar wêreld so goed. Toe die keuse kom, kon sy nie laat los en aan die dinge van God en God vashou nie. En in 'n oomblik toe keer God haar huis om, en haar goed om, en haar plante om, en haar diere om, laat hulle uitbrand en skroei net as is. En sy 'n pilaar van sout. Nog nie die einde nie. Vers 28. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van die smeltoond. Ek is nou by die verkeerde plek, laat ek net gou sien terwille van Abraham. Ja, ek kan daai ene maar los, toe hy uitkyk. Ja, ek los maar daai enetjie, kan maar nie dadelik my vinger op hom lê nie. En dan kan ons aangaan na vers 30. Vers 30.
En, hoor hier, Lot het hy Soar opgetrek en saam met sy 2 dogters gaan woon op die gebergte, want hy was bang om in Soar te bly. Daarom het hy saam met die 2 dogters in die spelonk gaan woon. Die arme Lot. Hy was 'n welaf man. Hy het in 'n luukse huis gaan woon in Sodom. Hy het baie luks gewoon, soos Abraham was ook 'n baie ryk man daarbo, en in vryheid en vrede. Sy pad het so getuimel van die een sonde na die ander sonde, van die een gevolg na die ander gevolg. En hy het so getuimel dat hy uiteindelik nie eers 'n plakkershut het om in te bly nie, hy het net 'n spelonk oor. En daar sit hy met sy 2 dogters. Dink net hoe ellendig is dit. En is nog nie die einde nie. Want in vers 35 sê sy 2 dogters, hulle gee toe die nag weer aan hulle vader wyn om te drink, en die jongste het opgestaan en met hom gemeenskap gehad, sonder dat hy dit gewaar het, toe sy gaan lê, en toe sy opstaan. Die vorige nag het hulle hom so dronk gemaak, dat die oudste suster met hom gemeenskap gehad het, en die volgende nag toe maak hulle hom so dronk, dat die jongste suster met hom gemeenskap had, en hulle pleeg bloedskande. Dit is eie bloed, met eie bloed, seksuele gemeenskap het. Bloedskande. Nou, daar is een goeie ding, of rede, miskien waarom hulle het wou probeer doen. Hulle het gesê, ons kan nie meer kinders hê, en 'n goeie nageslag vir God nie. Nou, al hoop wat ons nou het, is ons pa. Wat 'n skande. Wat 'n skande in die huis. As die vaders, dalk andersom, of die ooms, of die ouer broers, of die buurman, die dogtertjies verkrag. Dan het jy ver geval. Dan is jou skande groot. Dan is die oordeel op jou hakke. En dan is jy in ellende. En dan is daar nie meer respek oor vir jou nie. En dan gaan jy verskriklik moeilik met jouself kan saamlewe. Nog nie die einde nie. Laaste punt. In vers 37. En die oudste het 'n seun gekry. En hom Moab genoem. Hy is die vader van die Moabiete. En die jongste het ook 'n seun gekry. Hy het hom Ben-Ammi genoem. En hy is die vader van die Ammoniete. Hulle kry 2 kinders. Seuns, elkeen. En soos julle gesien het hulle meer as eenmaal gemeenskap gehad met hulle pa. Maar hierdie Moabiete en hierdie Ammoniete, raai wie was hulle? Hulle was nie die verbondsvolk van God nie. Hulle het op 'n verkeerde manier 'n nageslag vir God probeer verwek. En as jy 'n nageslag op 'n verkeerde manier God probeer verwek, dan nie wat jy gedink het jy gaan kry nie. Want die Ammoniete en die Moabiete was vyande van die volk van God. As jy so in sonde lewe, baar jy kinders wat uitkom as vyande van God. En vyande van die kinders van God. En vyande van die kerk. En antichriste. Dis die een moontlikheid. Nou, ek is jammer daaroor. Ek is nie 'n ou wat hou van sonde preek en u skuldig laat voel nie, glad nie. Ek hou van lewe preek. Nee, so wees bly, ek gaan nie ophou nie. Ek gaan nou by die evangelie kom en lewe preek. Want ons staan met die Bybel in die hand. Die Bybel is die boek van die goeie nuus. Hierdie goed wat ek nou geskilder het, is mos, hoef nie in die Bybel te staan nie, is mos goed wat om ons gebeur elke dag. Dit gebeur mos in die Sodoms van die wêreld. Is dit nie? By die plekke van die goddeloosheid. Gebeur hierdie goed mos. So is niks niets nie. Is niks niets nie. Is net die feit dat die Bybel ken dit ook. En God ken dit. En hy weet wat daar aangaan. Hy weet van alles wat daar aangaan. Dis van ouds af bekend.
Dis hoe die wêreld homself voorberei vir die vuur en die swaal van God wat uit die hemel gaan uitkom. Maar nou kan ek baie dinge van Abraham sê, maar ek wil net een ding doen, wat was die geheim van sy lewe? Want Abraham het ook probleme gehad. Daar is nie 'n mens sonder probleme nie. Daar is nie 'n Christen wat nie probleme gaan hê nie. Jy gaan spanning hê, jy gaan moeilikheid hê, jy gaan konflik hê, jy gaan dalk probleme met jou kinders hê, jy gaan dalk spanning in jou huwelik hê, jy gaan probleme in jou werk hê, jy gaan dalk probleme met ander mense hê, jy gaan dalk probleme met jouself hê. Al is jy gered en 'n Christen. Probleme gaan jy hê en foute gaan jy maak. En sonde gaan jy dalk doen, en jy gaan dalk skande bring op die naam van die Here ook. Wat maak ek nou? Ek kies nou vir die Here en môre doen ek weer 'n sonde. Ek kies nou vir die Here, môre trek ek Egipte toe. Ek kies nou vir die Here, môre vat ek die verkeerde vrou. Ek kies nou vir die Here, môre beklei my kinders. Wat maak ek nou? Is ek nou verlore? Is dit nou verby met my? Glad nie. Abraham het allerlei goed gedoen, maar hy het heel bo geëindig. Hy het allerlei goed gedoen, maar heel bo geëindig. Wat was die eerste geheim? Ek kan 'n klomp noem. Wat was die eerste en belangrikste geheim in Abraham se lewe? Die eerste en belangrikste geheim in Abraham se lewe is dat sy hele lewe en alle sleuteltye van sy lewe bou hy altare. Dis die antwoord. En jy sal nie een keer lees in die Bybel dat Lot ooit in sy lewe een enkele altaar gebou het nie. Waarom is 'n altaar so 'n belangrike ding dat Abraham nie dieper val nie, maar hoër klim? Hy maak foute, maar hy val nie dieper nie, hy klim hoër. Waarom is 'n altaar so 'n wonderlike ding? Dat as jy 'n fout maak, net soos Lot maak, die altaar maak, dat jy nie val nie, maar opgaan. En onmiddellik weer herstel. Maar as jy nie jou altaar bou nie, en jy maak 'n fout, soos Abraham ook gemaak het, dan val jy soos Lot. Maar as jy jou altaar bou, stop dit. Dan klim jy hoër. Kom ek lees gou vir jy. In Genesis 12 vers 7, dis die laaste tekste, net gou vinnig. Later ietsie uit die Nuwe Testament. Ek moet dit vir u wys, is nou te belangrik, en ek kyk nie na tyd nie, so ek maak my net so vinnig as moontlik klaar. In Genesis 12 vers 7, staan die volgende. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe die Here hom 'n belofte gee, toe bou hy net daar 'n altaar, omdat die Here daar aan hom verskyn het, en 13 vers 4. En na die plek van die altaar wat hy vroeër daar gebou het, dit is nou weer by 'n ander plek by Bethel, hierdie ander ene was by Sichem. So hier is al die derde altaar, al vertel hy van die ander ene, hier bou hy alweer 'n altaar, dis nou net nadat hy in Egipte was, en hy skande op die Here se naam gebring het, in Egipte. Toe hy terugkom, toe bou hy sommer net daar 'n altaar vir die Here. Let op, toe bou hy 'n altaar, gaan nou verduidelik wat dit beteken. En hy selfe hoofstuk 13 vers, daai was vers 4, nou vers 18. Toe het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre, nie by Sodom he, en by Hebron, en hy het daar vir die Here 'n altaar gebou, want God het vir hom iets gewys, hy het vir hom sy toekomstige erfenis gewys, en toe God vir hom nuwe openbaring gee, en hy 'n wonderlike geestelike ondervinding met God het, toe bou hy net daar 'n altaar. Volgende ene, sommer net die laaste een gou, maar in 22 vers 9, bou hy 'n altaar om Isak op te offer. 22 vers 9, en daar's nog. Nou wat beteken 'n altaar? Kom ons sê net vinnig vir mekaar. 'n Altaar was 'n stapel klippe wat jy bo op mekaar sit, dan bou jy so 'n torentjie van klippe. Of nie net 'n torentjie nie, 'n groterige ding. Eintlik so blok amper. Soos 'n tafel met klippe, met 'n groot blad, want bo op daai ding moet 'n bok kan lê, of 'n groot dier, of jy moet 'n ordentlike vuur daarop kan maak, of Isak moet ook daarop kan lê. So jy bou die altaar, maak jy die vuur bo op die altaar, en sit jy die dier of die duif of die bok of die skaap of die mens wat jy wil offer daarbo op. Jy brand hulle uit. Dan neem jy 'n lewe en dan vloei daar bloed, want net voordat jy die offer daarop sit, moet jy sy keel afsny, en dan vang jy daai bloed op in 'n bakkie, en dan brand jy die res van die ding daar uit, want God het gesê, die altaar, omdat daar toe nog nie tempels was nie. Daar was nog nie kerkgebouwe nie. Nie die tempel van Moses en die tempel van Salomo nie. Daar was niks.
Lank voor die tempel gekom het, later het die tempel net om 'n altaar gebou. Toe bou hy altare. Altare was die plek van ontmoeting met God. En altare was die plek wat bloed vloei, omdat jy daar 'n lewe neem. Het jy dit? En altare was die plek van God se genade, want die bloed wat vloei wys op die uitwissing van jou sonde. Ek moet jou nou doodmaak. Jy het my naam in skande gebring in Egipte, ek moet die vuur van Sodom nou op jou bring. Maar omdat jy 'n altaar bou en 'n dier van my slag, 'n lewe van my gee, spreek ek jou vry. Jy hoef nie te sterf nie, ek bring nie my vuur op jou nie, jy kan loop. Dis reg met jou, want jy het 'n lewe vir my gebring. Ek het 'n lewe gevat, want as niks duurder op aarde as 'n lewe nie. En daarom kon Abraham, elke keer wat hy 'n fout maak, elke keer wat hy sonde doen, en elke keer wat hy weet, hy het God in verleentheid gebring, hy bou hy 'n altaar, slag 'n dier, neem 'n lewe, vat die bloed, vang dit op, sê, Here, ek het bloed, nie myne nie, die dier se. Dankie, my kind, jy's vry, ek spaar jou, omdat jy vir my 'n lewe gegee het. Daar's bloed oor jou, jy kan maar gaan. Maar Abraham het snaaks genoeg, dis natuurlik die kruis van ons Here Jesus Christus. Vandat Jesus gekom het, bou ons nie meer altare nie, ons het ook nie meer tempels nie. Ons het nou die naam van die Here Jesus, en ons het 'n ewige Golgotha. Want Golgotha is nie 2000 jaar gelede nie, deur die gees van die Here is Golgotha, en iemand het dit eendag fantasties verduidelik. Elke môre as jy opstaan, is Golgotha gereed vir jou. Hy's hier, man, jy kan hom net nie sien nie. Gaan net op jou knie en sê, die Here Jesus, ek kniel voor u by Golgotha. Dan is jy daar, man, dan is jy opgehewe. In jou hart, man. Verstaan jy, dis jou altaar, die ewige laaste altaar wat God gebou het, waarop 'n lewe geneem is en bloed gevloei het vir jou sonde, om te keer dat jy nie dieper in die gat inval en God swaal oor jou moet stuur nie. Is die kruis van Golgotha, gaan kniel daar, en die vuur kom nie. Want die dier wat verbrand is, of die seun van God, wat deur hel gegaan het aan hy kruis, hy vat die swaal en die vuur in sy siel, in jou plek, en jy loop vry. So jy val nie dieper deur jou fout nie. Daarna is jy so bly, dat God jou vrygespreek het, en jou sonde vergewe het, dat jy klim sommer die volgende, en jy sien sommer kans vir die volgende ding in die naam van die Here. Nou is jy eers bly, en jou God is nou eers 'n werklikheid. Nou is jou tong weer los, nou sing jy hoor. As jy vir hierdie naweek hier uitloop, en jy weet jou sonde is vergewe, en die vuur gaan nie meer op jou val nie, dan moet jy hoor hoe sing jy teen Saterdag aan. En die vuur gaan nie meer val nie. En verder gaan jy nie laer val nie. Jy gaan opklim. Maar ek wil net gou sê, Abraham het nie net altare gebou as hy sonde gedoen het en God in die steek gelaat het nie. Hy altare, herhaallik, is altyd beskikbaar. Elke dag is hy beskikbaar. Jy val net op jou knie en sê, Here Jesus Christus, die kruis. Hierse, ek kniel by die kruis. Kom of, ek vat nie weer in my lewe, daar by die altaar vat ek sy lewe wat my red, en ek gee my lewe vir hom. Daai woord beteken versoening, by die lewens uitruil. Ek gee my lewe vir hom, hy gee sy lewe vir my. Dis versoening. Ek leef in die krag van my versoening, want ons ruil lewens om. My ellendige, sondige, skandelike lewe, wat God in verleentheid stel, en my mense in skande en spanning bring, daai vrot lewe, gee ek op my knie by die kruis vir God, en ek kry die lewe van die seun present, en my sien my nie meer vir wie ek is nie, maar hy sien net sy seun in my raak. Is dit nie lieflik? Dis versoening, ek is versoen met God. Daarom tel ek alweer my kop op. Daarom sê ek alweer, kom vrouens, gaan die Here dien. Kindertjies, God is lieflik, as nie 'n ander pad nie. As die Here my help, as jy betyds bely en betyds breek en betyds erken, genoeg na Golgotha toe gaan, sal jy nooit val waar Lot geval het nie. Jou lewe sal opgaan. Selfs as Abraham bly was, dankbaar, en die Here sien hom, dan bou hy 'n altaar. Selfs as hy 'n groot belofte van die Here kry, en God praat met hom oor sy lewe, gee vir hom 'n roeping en wys wat hy met hom wil maak, en sê, dankie, ek verdien dit nie, is net om Christus wil, ek bou 'n altaar, dis Jesus, is ek, kyk, ek is niks, ek moet uitbraak, dis Jesus in my, wat u so bly maak. En as hy 'n fees wil vier, omdat hy lus is vir fees, want hy is so opgetel met sy God, dan bou hy 'n altaar. So vir alle belangrike goed in sy lewe, bou hy 'n altaar. So vat jou kinders, priesters, manne van God wat hier sit en getroud is, vat jou vrou en jou kinders en bou gereeld altare.
Nes jou kind slaag in 'n groot prestasie het 'n wonderlike ding doen en eer op die gesin bring. Bou jy 'n altaar en sê, kom aan op julle knieë, Jesus, ons staan by die altaar, dis nie my dogter se eer nie, u kry die eer, ons het vrot lewens, ons brand dit uit, ons vat Jesus se lewe, alle eer wat uit my lewe uitkom, is Christus wat in my lewe. As jy so lewe, gaan jou lewe op, en op, en op, en op, en op, en jy trek die mense agter jou aan. Hulle pak om jou, want by so 'n lewe wil hulle wees. Hulle ken min sulke mense, man. Mense is liewe mense wat hulle kan sien. Hy trek jou op. Hy trek jou op. Nader na God en verder van Sodom af. Die derde storie wat ek wil vertel, lees ons in Filippense 2. Moenie iets doen uit selfsug, Filippense 2 vers 3. Moenie uit doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid met die een die ander. Hoor, ag is homself, julle moenie elkeen na sy eie belange omsien soos Lot nie, maar elkeen ook na die ander sin soos Abraham. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Nou hoor hier. Nou gaan jy hoor van 'n man wat baie hoog was en wat verskriklik laag moes val. En toe baie hoër verhewe is daarna opgelig is as wat hy ooit nog was. Hoor hier. Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan mense gelyk te word nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word en 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde is en wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van die Vader. Hier het 'n vreeslike ding gebeur. Die Here Jesus was in die hemel by die Vader, toe word hy 'n mens, hy kom af. Dit was vir hom 'n vernedering om 'n mens te word, want hy is die heerlike seun van God en hy's gees. Maar nou moet hy 'n mensliggaam aanneem, maar hy neem hom aan. Maar hy is mos die seun van God, so as ons hom maar 'n mooi koninklike kleed kan aantrek, dan kan dit nog wees. Nee, hy wil nie 'n koninklike kleed hê nie. Hy lê dit ook af en hy giet alles hy uit. Hy giet dit uit, hy maak hom leeg van enige eer of iets mooi op die aarde. En hy word 'n eenvoudige man en toe word hy nie net 'n gewone mens, toe word hy 'n slaaf onder die mense en hy laat die mense oor hom heers en konings en magte oor hom kom. En hy het geen geld nie, hy het nie 'n kussing nie, hy het nie 'n huis nie, hy het nie 'n plek nie. Hy word verneder en getrap. Toe word hy getrap en toe lei hy en sy disippels los hom, een van sy beste vriende verraai hom, die ander sê ons het hom nog nooit geken nie. En toe kom sy eie raad van sy dorp of sy godsdienst, sy kerk se raad. Hulle sê vir hom hy moet dood, hy's 'n valse profeet, intussen is hy die seun van God. Toe trap hulle hom nog verder. Nou trap almal op hom. Sy vriende trap op hom. Sy vriend trap op hom, die ander een trap op hom, die disippels trap op hom, die volk trap op hom, die kerk trap op hom, die staat trap op hom, want hulle sê hy is onskuldig, maar slaan hom met gesels, laat die bloed uit hom uitvloei. Nou moet julle hom los. Flenters, meer flenters, laar, vernederend kan julle mos nie aan die man doen nie, het julle hom nie genoeg skade, nee, sê hulle, nie genoeg nie, nog meer sit hom aan 'n kruis, is die ergste, want die Bybel sê, het hulle geweet, 'n man wat aan 'n kruis hang is vervloek, stikkend, verneder, naak is nie genoeg nie, kruisig hom, maak hom 'n vloek. Maar dit is nog nie sy einde nie, nadat hy 'n vloek is, haal hulle hom af en sit hom in die grond en sit 'n klip voor hom neer, om te sê, nou sy dood, klaar met hom, sien hom nooit weer hê. Nee, dis nog nie genoeg nie, want daar staan, en op 'n ander plek in die Bybel, behalwe dat hy in die gat in die grond ingedruk was, het hy na die onderste dele van die aarde gegaan. Dit beteken hy het in die geesteswêreld, tussen die demone en die magte en die duiwels en die heiliges ingegaan en gesê, en daar draai dit toe. Daar draai dit toe. Toe hy daar onder instap. Toe sê hy, halleluja, hier staan ek, die seun van God. Ek het die mag oor die doderyk vat ek nou, ek het die mag oor die dood van nou af, ek heers ek in die onderste wêreld van demone en magte, ek gaan nou uit na boontoe en hy breek deur die graf.
En toe wys hy vir hulle die dood oorwin. En hy klim op die leer van verheerliking. Al die moer na hoër en hy gaan op in die hemele. Nadat hy deur die deure gestap in die mure en hy gaan sit aan die regterhand van God. En hy is verhoog bo alle engele, magte, kragte, owerhede op hierdie aarde en in die hemele en in die geesteswêreld. En as niemand met meer eer is hy en uiteindelik gaan alle mense wat lewe met tonge in hulle monde gaan sy naam bely. En almal wat nog knie het en wie se bene nog nie afgesit is, gaan buig op hulle knie en vir hom sê, hy is die Here, hy is die Here, hy is die Here. En hom bid. Die rede waarom sy lewe van bo na onder gegaan het, is dat hy wou dieper daal as wat jy kan val. Want jy kan nie val tot waar hy gedaal het. So as jy nou heel onder is, en jy dink jy is heel onder, en hier kan jy nie uit nie, want jy het al die vrotsondes genoem, wat ons vandag gesien het. Al is jy dalk al Jesus aangeneem, dan moet jy net so voel, want as iemand onder jou, jare gelede, draak my dogtertjie in die nag terug kamer. Sy het by ons in die bed kom klim, maar hulle is tweekies, enetjie slaap in die kot en die enetjie slaap in die bed. Maar ek is deur die slaap en ek weet nie wat die enetjie ek dra nie, ek sit daar sommer in die kot. Toe ek aan die kot sit, toe sê sy, papa, Lesie lê nou onder my. Toe sit ek daar bo op die ander enetjie. Nou ja, as jy daar onder in die gat is, jy onder, voel net so, as iemand onder jou. En sê, my God, ek het nog eens so ver geval, Jesus is hier onder. Prys die Here, tel my op. Lig my op, vat my hand, verlos my, breek die bande, breek die duivels, vat die vuur weg, gee van my lewe. Halleluja. Halleluja. En die vierde storie wat ons gou vertel, gaan jy self vertel, want dit is die storie van jou eie lewe. Die storie van jou eie lewe. Is jy aan die val, en waar trek jy met jou val? Hoekom stop jy nie? Want wat vir jou voorlê is vrot, as jy gaan aanhou val. Moenie dink jy kan jouself stop nie, want die een sonde lei tot die ander sonde. Het gaan al erger gaan. Jy gaan skande bring op die Here, jy gaan skande bring op jou vrou, jy gaan skande bring op jou kinders, jy gaan spanning bring op die gemeente, jy gaan spanning bring op die baas, jy gaan spanning bring op die plaas. Verleentheid en skande. Wanneer wil jy stop? En die pad vorentoe is sleg. Wil jy jou lewe verloor? Wil jy in skande lewe en dood gaan? Jy kan stop, want het iemand onder jou. Daar is bloed gevloei, as 'n lewe geneem. Daar kan 'n omruiling plaasvind. Jy kan nuut word. Jy kan foute maak, maak nie saak hoeveel jy maak, ek sê elke dag 'n altaar, man. Hy maak nie saak hoeveel foute jy maak, jy moet nie hierdie ding vertel, nee, nou het ek sonde gedoen, nou is ek weer verlore nie. Is nie waar, man? Gaan na die kruis, jy bly gered. Hou aan die kruis vas, gaan na die bloed. Kyk na die offer op die altaar, gee jou lewe, ruil om, gaan aan. Sê nooit, daai ding gaan nie vir my vertel, is nou verby met my nie. Ons hoor dit heel dag hier onder julle. Nee, nou is ek weer teruggeval. Ek sê, ja, man werk daar by my, ek hoor hy is gered. Ek sê, hy broer, ek hoor, hy werk, arbeider. Ek sê, ek hoor hy is gered, man, as jy mos my broer. Hy sê, meneer, diep geval. Ek sê, man, nonsens, man. Sê, diep geval, maak het nou reg. Ons kniel sommer net hier. Hier is 'n kruis. Hier is 'n kruis. So nou gaan jy na die kring en dan vertel jy eie storie, of is dit te bang om voor die mense te vertel, maar jy gaan in jou hart voor God moet vertel, waar staan jou lewe? Val jy of klim jy? Val jy of klim jy? Ons dank U Vader vir die geleentheid om hieroor te praat. Dis bekende goedjies in die lewe is nou net soos ons hier gesê het. Mense val of hulle klim. En die Here Jesus maak al die verskil. As dit vir hom was ek onder, was ek ook lank al onder, ek sou nooit weer opgestaan. Lank al in skande en in ellende. Maar God het dit bedek, hy maak toe. Hy het bloed, hy het 'n lewe in my plek en hy tel my weer op en ek draai om, ek sien, waarlik, ek is nie 'n moeilikheid by God nie. Hy is my beste vriend nou. Hy is alleen met my, hier kan uithelp en red. Hy kom praat nou met my. Kyk hoe goed is hy. Hy weet waar ek is, want hierdie boodskap het gewys, hy weet waar ek is. Nou kom praat hy met my en hy sê, kom, vat my aan. Voel, as iemand onder jou, ons Here Jesus Christus, hy gaan jou
uit die al uit op lig, en uit die aarde, en uit die demone magte, en uit die mense, en uit jou sonde, en vir jou oplig en hoorlig, en 'n opstanding gee in jou siel, en 'n hemelvaart, en hy gaan jou laat sit bo alle magte en kragte, want jy gaan 'n koning word, sê die Bybel. Hy wat ons gewas het in sy kosbare bloed, Openbaring 1 vers 5 of 6, en ons gemaak het tot konings en priesters vir sy God en Vader. Ons dank U, amen.